Integriteit is nie om net foute weg te steek nie. Dis nie net 'n mooi voorkoms nie. Dit begin soos 'n saad, geplant deur Christus self, 'n nuwe natuur, 'n nuwe mens. Hy het ons geregverdig, nou leef ons soos mense wat dit glo. Nie uit skaamte nie, uit sekerheid. Nie uit poging nie, uit oorgawe. Van wortel tot vrug, van identiteit tot uitwerking. Leef met integriteit. Dit is lekker om saam met julle vandag te kuier en tyd in die woord te spandeer. Ons begin met 'n nuwe reeks wat ons leef noem. Is enigiemand hier vanoggend lewendig? Amen. Prys die Here. Ek het gedink die weer het die beste van jou gekry, maar ek is bly dit het nie. So 'n paar duisend jaar gelede, kan jy dit glo, is daar 'n groepering mense hier in sentrale China met 'n redelike behoefte vir veiligheid, want hulle word amper weekliks oorval met barbare uit die noorde uit. En hulle kry die blink plan om 'n muur te bou. Jy ken dalk hierdie muur, jy weet dalk van hom. The Great Wall of China. Nou, as jy dit nie weet nie, ek wil net gou vir 'n oomblik vir jou verduidelik wat hierdie muur behels. Hy is omtrent 21.000 kilometer lank. En ons kla omdat ons met Polito toe ry. 21.000 kilometer lank, hy is 7 meter hoog en 5 meter breed. Dis 'n muur. Dis 'n muur. Sal jy dit glo, dat in die eerste 100 jaar van hierdie muur se bestaan, hulle het hom so gedeeltelik gebou, maar in daai eerste 100 jaar was China steeds 3 keer oorval met die barbare uit die noord uit. Het hierdie muur dan nou misluk? Kan ons vir mekaar sê dat hierdie muur was eintlik nou maar net 'n mors van tyd gewees? Dit is interessant, al 3 gevalle waar China binne gegaan is en oorrompel is deur hierdie barbare, was dit nie omdat hulle oor die muur geklim het nie. Dit was nie omdat hulle om die muur geloop het nie, dit was ook nie omdat hulle deur die muur gebreek het nie. Wil jy weet hoe hulle ingekom? Hulle het eenvoudig die hekwag gebraai en ingestap. Sien, China se mislukking was nie in die muur se vermoë nie, dit was in die karakter van die persoon wat wag moes staan by die hek se ingang. Dit is my interessant as ons gesels oor integriteit en spesifiek wat geloof en integriteit met mekaar te doen het. En ek wil vandag vir jou hierdie vraag vra, wat het geloof met integriteit eintlik te doen? Die antwoord is alles. Die antwoord is alles, want jou geloof is net so sterk soos jou integriteit. Ek wil vandag saam met jou deur 'n praktiese paar goed gaan, soos wat ons hierdie nuwe reeks afskop, en dat ons vir 'n oomblik stil staan en kyk na ons elkeen se lewens en vra, nie wat is in die buitekant van ons lewens nie, maar wat leef in die binnekant? Wat leef in jou binnekamer, in jou binnemens? Want dit is die oorsprong van jou lewe. Dit gaan bepaal hoe jy lewe. Dit is interessant, Jakobus sê die volgende woorde, geloof sonder werke is, help my, is dood. En ons almal beleef die druk en die spanning wat ingesluit is in hierdie woorde, is dat as ek net uitgevang word, dan diskwalifiseer dit my. As ek een keer verkeerd optree, of een keer 'n fout maak, of misluk, of dit nou persoonlik is, en of dit nou in die publiek is, dan diskwalifiseer ons geloof. En daar's spanning opgesluit in hierdie woorde. Maar dit hoef nie te wees nie. Jy sien, want wat hierdie skrifvers nie sê nie, is dit sê nie ons moet met werke onsself regverdig nie. Dis nie wat Jakobus hier sê nie. Hy sê nie jy moet werk en hard reg leef sodat jy iets kan bereik nie. Dis nie wat hy sê nie. Sien, hy draai hom eintlik aan die ander kant om. Hy sê dat as jou geloof lewend en sterk is, dan gaan jou lewe so lyk. Ons toets wat in die binnekant leef, deur om te kyk, wat sien ons? Hoekom sal dit een manier wees in die binneste en 'n ander manier lyk in die buitekant? Dis eintlik die vraag wat hy vra, dis eintlik die stelling
wat Jakobus maak. Jy sien die probleem wat ons mee sit vandag, is dat integriteit word afgewater na 'n paar morele beginsels. Goeie werksetiek, goeie besigheidbeginsels, is goeie leierskap beginsels, en is al daai goed waar en goed? Natuurlik, ja, dit is. Praat die waarheid, laat jou ja wees. Moenie lieg nie. Natuurlik is dit goeie goed. Dis eerbare dinge daai, maar is dit integriteit? Maar is stel reëls en regulasies gebaseer op wat? Op morele waardes. Dit kan nie al wees nie. Jy sien die uitdaging wat ek het, is dat die wêreldse, nee met my pa nie, daar is 'n ander uitdaging. Julle moet net bly daarso op die slides vir die preek, dan sal ek sal dit van daar af vat. Hou hom net vir my daarso. Die uitdaging is dat die wêreldse definisie van integriteit gaan elke keer teruggaan na daai oomblik van wat sien jy in die spieël? Wat sien jy in die spieël as jy in die spieël kyk? Die wêreld wil hê dat ons moet integriteit afkook na 1 of 2 dade en besluite. Dit is die sfeer, die wêreld waarin integriteit afspeel, is in jou aksies en in jou besluite. Maar ek wil vandag vir jou wys dat daai maar net halfte van die waarheid is. Dat daai maar net halfpad verkeerd is. Want integriteit is soveel meer as maar net 'n paar besluite volgens wat die wêreld sê reg is of sosiaal aanvaar word. Daar's 'n Bybelse, 'n goddelike integriteit wat ons vandag saam mee gaan kuier, en wat dit eintlik op neerkom is dis belyning met ons binneste. En wat aan die gang is hier in ons binnemens. So kom ons vandag duik in ons kuier saam. Hoor gou wat sê Spreuke in hoofstuk 10 vers 9. Dit sê interessant, wie in integriteit wandel veilig. Maar wie krompaaie loop, word wat? Met 'n sweep geslaan. Nee, word ontbloot. Met ander woorde, wat Spreuke hier sê, is ons toets jou binneste aan jou buitenste. En jy hoef nie te stres nie, want dit gaan van self natuurlik uitkom. Die goed wat binne in jou leef is wat gaan uitkom, wat mense gaan sien, en weet jy, dit spreek meer as al die woorde in jou leeftyd saam. Jou dade en jou aksies, maar ek wil vandag vir jou 'n leuen wys. Die leuen van integriteit, wat ouens glo, is dat integriteit is wie jy is, wanneer niemand jou sien nie. Het jy al hierdie raak gelees, of het jy al hiervan gehoor? Integriteit, se definisie, is dit wie jy is, wanneer niemand jou sien nie. Dis 'n leuen. Dis 'n leuen. Dis nie 'n Bybelse beginsel daai nie. Dit klink baie nobel, dit klink baie eerbaar, maar dit is 'n leuen. Dit is nie wat integriteit is nie. Bybelse integriteit is die volgende. Dit is wie jy word wanneer jy God sien. Want die probleem is, wat is die bron van wat vergelyk ons hier integriteit? Is dit nou maar net die wêreldse opinie oor wat morele waardes is en wat reg is? Volgens wie? Wie het vir jou gesê dit is reg om dit so te doen? Wie het vir jou gesê ons moet so leef? Wie? Sien, integriteit kan nie afgekook word en afgewater word na net optredes vir wat reg is nie. Ons is nie in die besigheid van sonde bestuur nie. Ons is ook nie in die besigheid van gedragsverandering nie. Dit is nie wat die woord kom aanspreek as dit praat van hoe ek en jy moet leef nie. Ons is besig met lewenstransformasie. En waar gebeur dit? Waar gebeur transformasie werklik? Is wanneer ons Vader aanskou. Wanneer ons in hom sien wat die wêreld nie het nie. Wanneer ons in hom sien wat ek weet ek nie in myself kan doen nie. Dis ware integriteit. Dis werklik wanneer 'n hart en 'n lewe verander word. Jy sien, integriteit
is wat met ons gebeur wanneer ons God sien. Ek wil vandag saam met jou na Jesaja se lewe gaan kyk, en hy skryf in die Ou Testament 'n profeet van die dag, en in daai tyd is daar politiese onrus, die wêreld is absoluut gebroken, mense verval in sonde, daar's geen morele standaard nie. Klink dit vir jou soos ons wêreld vandag? Klink nie soos 'n paar duisend jaar terug, dit klink soos laasweek. En hier's 'n interessante ding, hy het 'n ontmoeting met die Here, lees saam met my, Jesaja 6 vers 1 tot 4. Hy sê, in die jaar wat koning Josia dood is, het ek die Here gesien. Dis 'n visioen. Sy troon was hoog en verhewe, en die soem van sy kleed het die tempel gevul. Rondom hom was serafs, elkeen met 6 vlerke. 2 het hulle gesig toegemaak, 2 het hulle voete bedek, en 2 het hulle mee gevlieg. Hulle het mekaar toegeroep, heilig, heilig, heilig is die Here, die Almagtige. Die hele aarde is vol van sy heerlikheid, die fondamente het geskud van die geluid, en die tempel was vol rook. Wat het hierdie met integriteit uit te waai? Ek wil jou gou wys, hoe in 'n oomblik Jesaja voor die troonkamer staan, en hy sien iets wat afspeel. Hy sien hoe hierdie engele in hierdie absolute heerlikheid en glorie God aanbid. Dis hierdie oomblik. Dit is 'n gedreun en 'n druis rondom dit. Dis 'n kragtige, magtige oomblik, en hy let iets op. Ek weet nie of jy dit raak sien nie. Hy skryf, die engele spreek uit, heilig, heilig, heilig. Dis interessant. Nie sê dit die engele skree uit liefde, liefde, liefde nie. Maar God is ook liefde. Die engele skree nie uit genade, genade, genade nie. Maar dit is waar, God is ook genade. Hulle skree nie uit wysheid, wysheid, wysheid nie. Dis waar, God het alle wysheid. Maar wat hulle skree, wat hulle sing, wat hulle herhaal 3 keer is Kadosh, Kadosh, Kadosh. Anders, anders, anders. Dis wat die woord heilig daar beteken. Daai woord heilig was gereserveer, was een kant gesit, geberre, veilig gehou, om een ding te sê. Hierdie is anders as wat ons hier sien. God doen goed anders. Sien, integriteit beteken eintlik heelheid. Dit is interessant, jy kan die integriteit van 'n gebou beskryf, jy het dit geweet. Gebou is nie lewendig nie, hy maak nie besluite nie, hy maak nie keuses nie, hy tree nie op nie, hy staan. Die gebou waarin jy hier sit, ek hoop jy het volle vertroue in sy integriteit. It's a state of being, dis 'n beskrywing van sy binneste. Dis hoe hierdie ding staan. Dis integriteit. Dis interessant, die engele in hierdie troonkamer oomblik, en Jesaja staan en hy beleef hierdie, hy sien God is verhoog, hy's verhewe, hy's bo alles, en hy's anders. En ek sien in God wat ek nie in die wêreld sien nie. En as ons wil verstaan wat integriteit beteken, hoe ons met integriteit kan leef, dan moet ons na die bron toe gaan, vriende. Die Here het 'n saak met hoe ons lewe. Hy het 'n saak met hoe ons lewens lyk, nie net in die binneste nie, maar selfs hoe ons na buite leef. So hierdie een oomblik van ontmoeting. Ek wil gou vir jou hierdie volgende woorde wys. Dis die bekende Corrie ten Boom konsentrasiekamp oorlewer, en sy sê die volgende, sy sê, if you look at the world, you'll be depressed. Of you'll be distressed. If you look within, you'll be depressed. But if you look to God, you'll be at rest. Dis 'n beskrywing van waarna toe gaan ons wanneer ons vra oor hoe my lewe eintlik moet lyk. Het jy al gewonder, wat dryf my besluite en my aksies? Wat dryf my keuses? Hoekom leef ek soos wat ek leef? Hoekom voldoen ek aan sekere standaarde? Hoekom lewe ek met 'n sekere etiek? Dis interessant, baie ouens vra nie hulle self hierdie vraag nie. Hoekom doen ek hierdie? Hoekom glo ek hierdie? Wat 'n oortuiging dryf my? Dis interessant, ons vra nie daai kritiese vrae nie, maar dit is so nodig. Want dit ontbloot eintlik iets, nê. Dit vat ons eintlik terug na ons bron toe. Sien, in hierdie oomblik is Jesaja gekonfronteer met die
allerheiligste bron, die koning op die troon bo sy lewe, die een met die meeste gesag en inspraak in sy lewe en sy wêreld is absoluut gebroken. En ons politiese onrug en agendas en die mense verval in sonde en is 'n gebroke wêreld en hy vir 'n oomblik draai sy rug op dit wat gebroken en verkeerd is en hy staan in die teenwoordigheid van dit wat heel is, wat heilig is, wat heerlikheid is. Dit konfronteer sy binneste. Ek wil vandag hierdie met jou deel. Paulus skryf hierdie ook so mooi. Hy sê in 2 Korintiërs 3 vers 18, ek lees vir ons in die CSB, hy sê, we all, almal van ons, with unveiled faces are looking as in a mirror at the glory of the Lord. And we are being transformed. In hierdie ontmoeting, in hierdie aanskouing, in hierdie sien ons Vader in sy heerlikheid. Wat gebeur met ons? Ons word verander. Dit skuif goed in my binneste. We are being transformed into the same image from glory to glory. And this is from the Lord, who is the Spirit. Ons wil onmiddellik gaan na ons dade en ons aksies en ons optrede. En ons almal beleef daai spanning, want ons almal weet ons mis dit baie keer. As ons regtig eerlik is, dan sê ons mis dit gereeld. Ons kan nie almal die hele tyd net reg leef nie. Hallo? Is ek die enigste een? Vang jy jouself nooit uit nie. Beleef jy nooit die spanning in jou geloof met dit nie, wanneer jy sê, my aarde. Ek weet mos nou wat in my binneste is, ek weet mos nou wat my Vader is, en my optrede en hierdie ding praat nie met mekaar nie. Dit is interessant, ek wil hierdie vir jou wys, en ek hoop regtig jy sien hierdie raak. Genesis 1 maak 'n uitspraak, dat ons gemaak is in God se beeld en gelykenis. En hier kom Paulus en hy sê vir ons, ontmoetings met die Here is soos om in die spieël te kyk en ons word getransformeer in wat in? In sy beeld in. Maar ek is nou klaar in sy beeld. Ek is nou klaar soos hom. Maar kyk, waar plaas hy ons? Hy sê nie die Here kom transformeer ons van 'n plek na ietsie beter nie. Hy sê nie we are being transformed from subpar Christian to maybe something acceptable nie. Hy sê nie ons word verander en getransformeer van iemand wat dit redelik gereeld mis na iemand wat dit dalk 'n bietjie minder mis nie. Hallo, lees jy saam met my hierdie woord? Lees jy saam met my die Bybel? Hy sê ons word getransformeer van glorie tot glorie, opinie tot opinie, heerlikheid tot heerlikheid. Die doxa of Deo, die opinie van God, die heerlikheid van God. En hy plaas dit 10 op jou kop en hy sê, ek kyk nie na jou dade en jou aksies en dan bepaal ek wie jy is nie. Ek begin by wie jy is. En ons werk van daar af. Jou gedrag bepaal nie jou identiteit nie. Verstaan jy dit? Het jy al dit ontdek? Jou gedrag bepaal nie jou identiteit nie. Dis jou identiteit wat jou gedrag bepaal. Mis jy dit? Ja, jy doen, maar dit verander nie 'n millimeter in wie jy is in God se oë nie. Sien Jesaja beleef iets van hierdie, nê. Ons sien in onsself wat nie van God af is nie. Ek wil hierdie vir jou wys. Dis eintlik so 'n menslike reaksie tot so 'n ontmoeting. Jesaja sien die troonkamer. God in sy absolute heerlikheid en glorie. En die engele roep dit uit, anders, heilig, 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 kadosh, 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 en hy staan daar en vir 'n oomblik laat gly hy sy aandag weg van die Here af en hy raak welbewus van homself. Hy sê die volgende woorde, die nuwe lewende vertaling sê dit so mooi. Hy sê ek het hard geroep, die ellende het my getref. Die ellende het my getref. Want ek is 'n sondige mens, tussen ander sondige mense. Ek het tog die koning die Here gesien, die Almagtige. Dis so 'n menslike reaksie tot wanneer ons gekonfronteer word met 'n perfekte God, met perfekte karakter.
without fault, without fail, without blemish and without fault. Ons sien hom en ons beleef dat ons kyk na onsself en ons sê genade. Die ellende het my getref. Want ek lyk nie so nie. Want dis nie my realiteit in my binneste nie. Dis so 'n menslike reaksie, maar kan ek net vandag net eerlik en reguit en opreg vir jou sê, daar's 'n goeie kans dat ons 'n ander reaksie toon. Nie dit wys nie, maar die reaksie van selfregverdiging. Die reaksie van masker opsit, van voorgee, van vooraf probeer, van vermoëns en werke, en ek moet net harder, en ek moet net meer, en skuldgevoel kruip in die spanning en die druksak op jou neer, en geloof raak vir jou moeilik, en jy wonder, is dit net ek wat dit mis? Niemand anders lyk dit my sukkel nie. Is ek die enigste sappaar Christen hier tussen die klomp? En ons raak so bewus en ons probeer hierdie goed wegsteek en toemaak en wegdruk. Dis nie 'n helpvolle reaksie tot glorie nie. Dis nie 'n helpvolle reaksie tot die Here se teenwoordigheid nie. Die eerste ding wat Jesaja doen is hy erken, hy maak oop, hy sê Here, ek is absoluut gebroken. My lewe is in absolute stukke. En die besluite wat ek maak en my optredes en my aksies is absoluut stikkend. Kyk wat gebeur. Net in die oomblik daarna. Jy sien, dis net die Here wat werklik kan transformeer. Dis nie 'n reaksie van, so ek gaan harder probeer, so ek gaan meer probeer doen, so ek moet nou hierdie besluite maak. Hoekom? Want ek moet dit net doen. Ek moet net reg lewe, ek moet net nie jok nie, ek moet net nie hierdie doen nie, ek moet net nie verkeerd trap nie. Hoekom? Hoekom? Niemand het vir jou gesê jy moet nie. Dis ek wil. Here, kom verander my, kom transformeer my. Here, ek glo leuns. Ek is in 'n self-survival, self-destructive manier van dink. En ek verwoes my lewe, ek maak slegte besluite. En ek word gekonfronteer wanneer die binneste van my lewe en die buiteste van my lewe nie met mekaar praat nie. Here, kom help my. Gaan verder hierso. Het sê toe, het een van hierdie serafs, een van hierdie engele, het na die altaar toe gevlieg. Hy het 'n gloeiende kool opgetel met 'n tang. En hy het my lippe daarmee aangeraak en gesê, kyk, hierdie kool het jou lippe aangeraak. Nou is jou skuld weg en jou sondes is vergewe. Ek weet nie of jy bewus is van wat in hierdie oomblik afspeel nie. Dit klink so abstrakt, dit klink so verregaande, dit klink so amper belaglik. Jy weet, hier vlieg 'n engel en gaan haal iets uit die Webber uit, 'n stuk charcoal, bring die charcoal op die lippe. Dis verskriklik, dit klink terrible. 'n Ander vertaling help ons eintlik mooi. Jesaja se reaksie toe hy God se heerlikheid sien en beleef en die engele roep anders, en hy sien, maar ek is nie dit nie. En hy erken dit, sê hy op 'n stadium, hy sê, ek is 'n sondige man met sondige lippe. Dis interessant, hoekom sê hy dit? Hy is 'n profeet. Jy sal dink dat dit wat oor sy lippe kom is redelik ernstig, nee, redelik geestelik. En hier erken hy, 'n profeet, my lippe is sondig. Dis interessant. En hy sê, ek is 'n sondige mens in 'n sondige wêreld, en hy kom wys al hierdie goed uit na God toe, en weet jy wat's interessant? Die Here kom ontmoet hom, presies waar hy is. Presies waar hy is. Jesaja is die een wat sê, Here, my lippe is sondig. Wat gebeur? 'n Kool word gaan haal. 'n Kool beteken, Here is besig om te refine, heiligmaking, sanctification. Hy gaan haal daai kool. Dit is eintlik beeldspraak van dit wat Jesus vir ons sou kom doen, en hy kom raak hom aan met daai ding. Hy sê, jou lippe is heilig. Is heilig, nie omdat jy heilige dade doen nie, maar omdat ek jou transformeer. Omdat ek verander iets in jou binneste. Hy spreek hom aan onmiddellik op sy sondige natuur. Hy sê vir hom, jy is vergewe in my oë. Dis baie interessant, die Here ontmoet hom. Presies waar hy is. En integriteit word gevind wanneer ek en jy weet wie ons koning is en weet waarmee hy besig is in ons binneste. Nie wegsteek en weghou en onderbære nie, maar dit uitbring en sê, Here, ek weet waarmee ek lewe met hierdie spanning in my binneste.
kom spreek dit aan. Kom raak dit aan. Hy is 'n getroue God, hy doen dit. Dis interessant, ek wil hierdie vir jou wys. So mooi uit hierdie ontmoeting met die Vader. Jy sien, is integriteit nie net dade en aksies nie, vriende, dis eintlik 'n roeping om uit te leef. Dis wat integriteit beteken. Integriteit is nie dit wie jy is wanneer niemand jou sien nie. Integriteit is dit wie jy word wanneer jy God sien. Dis integriteit. Dis eintlik 'n roeping op jou lewe. Dis nie net 'n roeping om die regte goedjies te doen nie, dit is om regverdig voor God te staan en so te lewe. Hallo, ek gaan dit weer sê. Integriteit is nie net om die regte goedjies te doen nie. Dis om regverdig in geregtigheid voor God te staan. En te sê, Here, ek wil so lewe. Soos wat ek U sien, wil ek ook sien hoe U my sien. Dis 'n gebed wat elkeen van ons kan bid. Here, ek wil nie meer na myself kyk deur 'n gebroke en gekraakte, vuil, gevatte lens nie. Ek wil myself sien soos wat U my sien. En ek wil so lewe. Sien hier hierdie roeping, Jesaja reageer. Hy sê, die Here hoor vra. Ek het iemand wat ek wil stuur na die volk toe met 'n boodskap. Wie wil gaan? Hy sê, Here, hier's ek. Stuur my. Dieselfde ou wat oomblikke voor dit gesê het dat my lippe is sondig, is dieselfde ou wat sê, Here, gee vir my 'n boodskap om te vertel. Hallo, sien jy dit? Dieselfde pa wat voel ek misluk in my pa wees en in my ouerskap, is dieselfde pa wat erken, Here, kom stuur my as 'n pa met 'n roeping vir my kinders. Dieselfde ou wat sê ek lieg en bedrieg en steel mense, is dieselfde ou wat bid en sê, Here, ek wil vrygewig wees en ek wil vir jou koninkryk wil ek verskil maak. Dis 'n oomblik van transformasie en kan ek hierdie vir jou sê, dit lê nie in jou vermoë nie. Jy kan dit nie in jou eie uitdoen nie. Werklike goddelike integriteit is nie net 'n selfwilsbesluit om regte goed te doen nie. Dis wanneer 'n lewe verander word, getransformeer word. Dis wanneer God in jou doen wat jy nie kan doen nie. Hallo. Ons gaan vandag reageer. Ons gaan in 'n oomblik van aanbidding ingaan. En miskien is vandag vir jou 'n oomblik waar jy hierdie vraag kan vra, het ek regtig al gereageer? Het ek regtig al ja gesê vir die roeping wat God op my lewe geplaas het? Dis nie 'n beroep nie, vriende. Dis nie 'n roeping om iets te gaan doen nie. Dis 'n roeping om iets te wees. Om in sy teenwoordigheid te wees. Om eerlik met jouself te wees en te sê, Here, kom transformeer. Kom verander in my binneste. Kom werk in my hart. Kom werk aan die mens wie ek is. Ek en Saen geniet dit verskriklik om te sien hoe Luka groot word. Hy word soos ons. Ek weet nie om dit vir jou te verduidelik nie. Hy sê die goed wat ons sê. Hy doen die goed wat ons doen. Hy praat soos wat ons praat. Hy word soos ons. Niemand het vir hom gesê, hy moet dit doen nie. Niemand. Hy doen dit, want hy word blootgestel aan ons. Hy is soos 'n spons, hy absorbeer. Jy's gemaak om voor die Vader te staan en toe te laat dat als van wie hy is, uitgegiet word in wie jy is. Jy's gemaak daarvoor, verstaan jy dit? Beleef jy dit? Besef jy dit? Staan in sy teenwoordigheid, aanvaar dit en sê, Here, hier's goed wat skeef getrek het, hier's goed wat fout is. Kom verander dit. Verander my hart, kom werk in my binneste. Dis 'n lewe van geloof. Dis 'n lewe van heelheid. Dis 'n lewe van integriteit. Soos wat ons aanbid vanoggend. Maak jou hart oop, maak jou binneste oop, sê Here, kom. Dis 'n paar weke terug, toe bid ons, Here, kom deursoek ons. Here, kom wys ons in ons binneste. Kom deponeer, kom spreek waarheid. Dis soos 'n lig wat aangaan. So kom ons staan vanoggend saam, ons gaan in 'n tyd van aanbidding en ons reageer. Jy is welkom.